as ek na jare in my gemeente sien die ouens lyk nog dieselfde, dan gee ek maar my job op. Dan sê ek maar nee, kyk, ek het nou maar, jy weet, ek het alles daarby gelos. Jy weet, sê nou, 'n ou moet geakkrediteer word. Wat is die belangrikheid? En ek dink julle het dit nou genoem ook, en ek wil dalk net 'n stelling maak met die antwoord. Jy weet, baie keer as sê ou man, ek het nie papiere agter my naam nodig nie, en toe ek begin het in die bediening, was dit vir my een baie belangrike deel. Ek kom omtrent so uit 4 Bybelskole uit, en uit universiteite uit, in kursusse wat ek gaan loop het, en dan sê die ouens my, maar jy weet, jy kry baie keer die argument, maar ons weer sê, man, soos ek nou die grap gemaak het, ek kom uit die Brambos uit, jy weet, ek voel dat die eerste ding, en hoekom hierdie kursus vir my so belangrik is, hierdie Philadelphia vernuwingsommekeer kursus, is dat en die akkreditasie daarvan is, want toe ek begin met my bediening, het ek geweldige oop deure gekry. Ek kon nie verstaan toe die Here my lei om met al hierdie goeders te gaan doen, om dit agter my naam te kry nie, want ek wou net werk vir die Here, jy weet. En naderhand, ek het dit eers op 'n latere stadium my bediening agtergekom, maar hey, as ek instap by die ou, wil die ou weet, wie is jy en wat staan agter jou naam? En dit het niks met die prys van eiers te doen nie, want ek is ek en ek word deur die Heilige Gees gelei. So dis belangrik, is oop deure. En die ander saakie wat ons dalk 'n bietjie kan oor gesels nou, is ek voel daar is heelwat, eintlik heeltemal te veel onkundige mense wat rondloop en die woord van die Here verkondig en meer skade as goed doen. As gevolg van onkundigheid. Ag, ek kan my net dink aan my eie lewe in 'n kultiese bedryf, waar ons ingekom het by plekke waar pastore en beraders die grootste, mag ek sê, oor die lig nonsens aangejaag het en meer skade as goed gedoen het. Jy weet, kyk, hoe voel jy daaroor? Kom ons gee jou weer 'n kans. Ja, ons sien beslis die realiteit daarvan byna elke dag in die praktyk daar in Bloemfontein. Maar ek voel behoorlike opleiding, verantwoordelike handel met die kinders van die Here is 'n groot verantwoordelikheid wat ons moet dra. Ek sien dit ook as 'n Bybelse beginsel. Nie die disippels nie Paulus nie, niemand is in die bediening in sonder dat dit daarvoor behoorlik voorberei het nie. Ja, ek meen, Jesus het tog die disippels toegerus voordat hulle uitgegaan, en toe moes hulle gaan wag op die Heilige Gees om krag te kry. Jy weet, en dit is so vir my vandag se tyd, asof dit so maklik is. Kyk, dit kos jou niks om vir iemand te sê, jy weet, jy het die Here nodig. Ek meen, almal van ons moet uitgaan om dit te doen, om vir mense te sê, jy moet by die Here uitkom, en wanneer hy dit wel doen, want ek weet, daar's baie vrae oor die TV, maar sien nou, ek praat met iemand oor die Here, en hy sê, hy wil die Here aanneem, jy weet, dan wil ek jou vra, kontak iemand, wat wel die toegerus is om hierdie sake te hanteer. Jy weet, want jy kom met daai persoon, en ek sê, een ding wat ek die laaste ding wil wees, is onvoorbereid. En ek het baie, en ek kan jou sommer vandag, moenie probeer slim wees nie. Ek sê altyd vir die ou, ek kom terug na jou toe. Jy weet, as wat jy vir daai ou antwoord gee, ek dink maar net byvoorbeeld aan doodsberading. Jy weet, nou bly daai familie agter, en ek was by die hospitaal die dag, en ek het die persoon berading gegee, en ek het hom gedebrief, en hier kom iemand van 'n ander kerk af in, en die grootste nonsens wat hy vir hierdie persoon vertel, juist dit wat jy nie moet doen vir iemand wat agterbly, as gevolg, met ander woorde, jou hoë profiel beradingselemente, jy weet, soos selfmoord, en soos dood, en soos terminale siekte, of soos wanneer jy gelikwideer word, jy weet, jy kan nie as berader daar uitgaan, sonder dat jy die kennis het nie. Die Bybel sê, my volk gaan ten gronde. Hy sê nie die wêreld gaan ten gronde nie. Hy sê, my volk gaan ten gronde, as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Kennis, en ek dink Jack het dit mooi gesê, kennis met die leiding van die Heilige Gees. Die kennis wat ek opgedoen het, pas ek net toe, wanneer die Heilige Gees vir my sê, nou sê jy dit, of nou pas jy dit. Maar as ek nie daai kennis gehad het nie, waar sou ek gaan rondkrap het, om vir daai ou die regte antwoorde te gee, jy weet. Ek weet die sirkulêre ouens, as 'n ou kyk na die sielkundiges, en die terapeute, en daai tipe van ouens, jy weet, ja, ek hoor wat Jack sê,
hulle is tog daar om die mense te help, maar weet jy, op die einde van die dag het ek baie gehad wat na my toe gekom het. Wat 'n ou vir hulle eintlik moes by, want hulle kom net op 'n vlak waar hulle deurbrake kry, en mediese is nie die antwoord nie. Depressante is nie die antwoord nie. En ek is nie bang om dit oor die televisie te sê nie, maar dit is die verkeerste ding om 'n depressante gaan drink. Want jy onderdruk net daai basies, daai seer. Dis net 'n onderdrukking van iets seer. En daar word nie werklik, dis waar die geestelike berader, ek weet nie, een van julle kan my antwoord op daai. Nee, dis verseker so. Dit is een van die kernredes hoekom ons praat van akkreditasie, want alles wat jy nou gesê het, kan nie net uit ons agtersak uitkom nie, of uit 'n laai iewers nie. Dan moet iemand wees wat teen wie jy verantwoordelik is, wat ook oog hou oor ons en die wat ons doen. En ja, een van die kernverskille tussen ons en die sekulêre wêreld is die feit dat ons erken die mens is liggaam, siel en gees. En dit is daar waar ons die deur oopmaak vir die werking van die Heilige Gees in die genesingsproses. In Engels sal ons sê, to treat the fruit, get to the root. Ja, die wortel is verskriklik. Julle, ons kuier nou so lekker, Jack en Craig, ons gaan maar weer moet opnames doen. Ons sal maar daar in Bloemfontein vir julle kom kuier en die opnames daar kom doen. Ek voel ons tyd so kort, ons kan nog so baie kuier. Kan ek net vra so vir elkeen se kant af, ek wil regtig vir die afsluiting die mense uitnooi, maar kan ek vir elkeen van julle se kant af iets gee wat ons kykers bemoedig vandag en sê, jy weet, gee hulle 'n bietjie moed, gee hulle spoed, sê vir hulle so 'n woordjie van elkeen se kant af. Ja, kykers, probeer Philadelphia. Ek kan dit regtig aanbeveel. Ek het al oor see geswat, ek het in Suid-Afrika studies gedoen. En dit is die enigste plek vir my. Ek het ook redelik lank in die bediening gestaan. En behalwe vir die tradisionele elemente daarvan van Sondag preek en doop en begrafnisse, mense is die kosbaarste. Elke dag, elke oomblik van die week werk ons met mense. En dit is daar waar Philadelphia my toegerus het om dit beter te kan doen. Amen, baie dankie vir daai mooi woorde. Hendrik, van my kant af wil ek almal net bemoedig vandag en net vir hulle uitnooi om daai heel in die hand van die Heilige Gees aan te gryp. Vandag as jy regtig 'n ervaring het in jou hart, jy wil vir die Here voltyds werk, weet ons dat sy roeping op jou lewe, dit is nie verniet nie. Maak erns daarmee en vertrou sy leidende Gees. Amen. Liewe kykers, ek dink vandag besef ons dat hierdie is absolute moed. Ek wil jou regtig uitnooi, net tot bekering kom, dan sou jy in die hemel gebly het. As die Here wou gehad het, ons moes net hom aanneem, hoekom is ons dan na die aarde toe gestuur? Ons is hiernatoe gestuur met 'n doel en 'n rede en met 'n roeping. En ek weet baie keer het jy gevra, maar wat is my roeping? En hier is vir jou geleentheid, kontak die mense. Die nommertjie gaan nou op die skerm verskyn onder. Kontak hulle, kontak Verman, kontak vir Craig. Sê vir hulle weer, ons wil stel belang, vind uit rondom die kursus en die programme, want dit gaan jou toerus tot dit wat God jou voorgeroep het. Dit is 'n absolute moed. Ek wil ook vir julle van ons kant af van Lig en Lewe program, ons geestelike gemeenskap program, want as ons in die gemeenskap is, ja, neem ons op. Wil ons vir julle baie dankie sê vir julle ondersteuning. Hulle is nie net ouens wat vir die Here werk nie, hulle gee ook. En hulle ondersteun ons, maar is een van ons, hoe sê hulle, proudly sponsors. En ons glo ook dat dit wat julle in ons program ook saai, sal julle ook die vrug dra van wat julle saai. En ons bid die Here se seën oor julle af en gaan nou ook 'n lekker gebed vir julle doen. Maar baie dankie vir julle ondersteuning vir ons program. En ons weet ons gaan sommer, hierdie is 'n divine appointment. Ons gaan ook vorentoe lekker saamwerk en so. Baie dankie. Kom ons steek dit ons hande uit na hulle toe, daar waar u sit vandag. En kom ons vra die Here se seën oor Philadelphia. Vader, ons sê vir u dankie Here dat ons u Abba Vader kan noem. Want ons het die reg gekry om u Pappa te noem. Here, dit is so lekker. Ek ervaar die Heilige Gees hier waar ek sit, Here. Sommige hierdie twee boetas al ken ek hulle so goed, Here. Ek voel dit al klaar of ons familie is. Here, want ons is. Vader, ek bid vir hierdie twee manne en hulle vrouens en die spanne wat saam met hulle werk. Here, die ver paaie wat hulle partykeer moet ry om werkswinkels aan te bied, Here, omdat hulle nie net wil oor boeke werk met hulle mense nie.
Ek bid Vader dat U die deure vir hulle sal oopmaak. Ek bid Here, ek wil Jahwe se gebed oor hulle afbid Vader, dat U hulle grondgebied sal verbreed. Here, dat U hulle ryklik sal seën. En Here, dat U hulle sal beskerm en bewaar, Here, want ons weet die vyand het gekom om te steel en te lieg en te verwoes. Maar Here, ons bid God se seën oor hulle af. En ons weet, Here, dat Philadelphia beradingsentrum en kursusse in hulle roeping in Philadelphia sal van krag tot krag gaan. Ons weet, Here, want as ons dit vir U oorgee, Here, dis nie ons sin nie, is U sin. Ons bestuur dit maar net soos U dit wil hê. Ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Want deur U, Here, in U en tot U, Here, is alle dinge. Ons dank U, Vader, dat ons ook weet, Here, waar kom ons afhanklikheid vandaan? Ons kan niks doen. Ons is tot niks in staat as dit nie deur U is nie. Ek bid vir almal wat kyk, Here, dat U in hulle harte sal werk om hulle self toe te rus vir die dienswerk van God in Jesus se naam. Amen. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let